buig baie laag in die teenwoordigheid. U is ons koning, ons waardeer die geweldige groot liefde wat u vir ons het, wat u bewys het op 'n praktiese vlak, tasbaar, deur ons Here Jesus Christus. En Vader, ons vra dat u nou in ons harte sal voortwerk deur u Heilige Gees, dat ons die stem sal hoor, dat niks in hierdie erediens ons aandag van u af sal weglei nie. Nie eers 'n gedagte in ons kop nie, maar Here, dat ons volle aandag by u sal wees, sodat u naam aan die einde van hierdie diens en gedurende hierdie boodskap ook verheerlik kan word. Ons bid, Vader, ons is u gemeente, kom bind ons met die bande van u liefde. Amen. Vriende, blaai saam met my na Handelinge, hoofstuk 16. Terwyl jy jou plekkie soek, onthou ons dat ons besig is met 'n voëlvlug oor Handelinge. Ons kyk net van bo af, ons vat so hier en daar 'n hoofmoment, net om 'n idee te kry van wat gebeur het met die kinders van die Here nadat die Heilige Gees uitgestort was as 'n blywende gawe vir God se kinders. En die Here werk kragtig deur sy kinders, en dis natuurlik ook ons deurlopende tema, hoe om te lewe in die krag van die Heilige Gees. So ek lees graag vir ons, ek wil nie die hele gedeelte lees nie. Ek het vir julle vroeër in die week gesê, gaan gewis jouself van Handelinge 16 se agtergrond en die loop van die verhaal na Paulus en Barnabas se eerste sendingreis, en hoe hulle nou in die tweede sendingreis oorgegaan het en hulle baie geskei het. Miskien kan ek maar net hoofstuk 15 vers 40 en 41 bylees, waar Paulus en Silas, het Silas gekies en afgereis nadat hy deur die broeders aan die genade van God opgedra was, en hy het Sirië en Cilicië deurgegaan en die gemeentes versterk. Dan lees ons nou hoofstuk 16 vers 1, en hy het in Derbe en Lystra aangekom, en daar was 'n disipel met die naam van Timotheus, seun van 'n gelowige Joodse vrou, maar van 'n Griekse vader. Hy het goeie getuienis gehad van die broeders in Lystra en Ikonium. Paulus wou hê dat hy saam met hom op reis moes gaan, en hy het hom geneem en besny ter wille van die Jode wat in daardie streke was, want hulle het almal geweet dat sy vader 'n Griek was. Nou julle sal onthou die rede hoekom Paulus en Barnabas op 'n tweede sendingreis uitgegaan het, is juis as gevolg van die druk van buite af, die Jode, dat die heidene nou die wet moet nakom, om 'n verhouding met Jesus te kan hê. En toe is hulle af Jerusalem toe, hulle het die ding daar gaan uitklaar, groot vergadering gehou, en die gemeenteleiers in Jerusalem het gesê, ouens, hierdie ding moet stop, ons kom nie by God uit nie, ons kom nie by wedergeboorte uit, deur middel van wetsonderhouding nie. So al hierdie ding van besnydenis en raak nie aan nie, roer nie aan nie, elke ding, dis nou verby. Jesus, ons verlosser, is die pad tot saligheid. En so toes hulle nou uit met hierdie boodskap, maar nou moet julle onthou, dis nou nog vars. Dis nou maar onlangs nog wat die heidene begin inkom het in die koninkryk. So daar is nou nog 'n paar Jode wat so 'n bietjie aan die tradisie vashou. En Paulus besef dat hierdie ding van Timotheus se Griekse pa gaan dalk die verkondiging of die vordering van die evangelie so klein bietjie terughou. So kom ons doen eerder die regte ding, alhoewel dit nou nie 'n wet is nie. Maar kom ons doen dit, net ter wille van die voortgang van die evangelie. So, vers 4. En op hulle reis deur die stede, het hulle die verordeninge wat deur die apostels en die ouderlinge in Jerusalem vasgestel was, aan hulle oorgegee om te onderhou. En die gemeentes is versterk in die geloof, en het elke dag vermeerder in getal. En hulle het deur die land Frigië, Galasië gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het, baie belangrike inligting, om in Asië die woord te verkondig. En toe hulle by Missie kom, het hulle probeer om na Bithynia te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. So het hulle dan Missie verbygegaan en na Troas afgekom. En Paulus het 'n gesig in die nag gesien. Daar staan 'n Macedoniër wat ons smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. En toe hy die gesig gesien het, het ons, nou baie belangrike begrip, dis nou Lukas wat hier skryf, so hier en daar praat Lukas van ons, en dan op ander plekke sê hy hulle, so wat half die
idee skep, miskien was Lukas nie deel van daai reis nie, of nie saam met hulle in daai dorp nie, maar nou hier's duidelik is Lukas saam. Ons het dan afgevaar van Troas en reguit koers gehou na Samotrake en die volgende dag na Neapolis, daarvandaan na Filippi, wat die eerste stad is van daardie deel van Macedonië. Dis 'n kolonie. En ons het in hierdie stad 'n paar dae deurgebring. En op die Sabbatdag het ons uitgegaan buitekant die stad langs 'n rivier waar die gebruikelike bidplek was. En ons het gaan sit en met die vroue gespreek wat daar by mekaar gekom het. En 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purpere verkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. En toe sy in haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as u beoordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en bly daar. En sy het ons gedwing. Interessant, né? En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarsêende gees ons teë, wat vir haar eienares deur waarsêry groot wins ingebring het. Sy het Paulus het ons gevolg en geskreeu en gesê, hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. Interessant, wat sy sê is waar. Dis waar. Maar sy het 'n waarsêende gees, en sy is 'n doring in die vlees. Nou, julle het die gedeelte gelees, ek hoop, voordat julle gekom het, ek wil nie nou alles lees nie, het gaan baie van ons tyd opneem, en julle weet natuurlik nou ook van die feit dat Paulus en sy sendinggeselskap deur vervolging gegaan het, uiteindelik in die tronk beland het. Ek wil graag die verhaal optel daar, waar Paulus, Silas en Timotheus in die tronk sit. En dan natuurlik hy tronkbewaarder, vers 27, daar waar 'n bietjie gepraat word van die tronkbewaarder. Maar vriende, net tot daar. Ek gaan nie die res van die gedeelte lees nie. Ek gaan vir julle beskryf, soos ek nou verder gaan in die boodskap. Net om te bevestig, as julle enigsins gewonder het, al die dorpies waarvan gepraat word, in Handelinge 16, is die hedendaagse, wat dink julle? Waar in die wêreld is dit? Turkye. Is die hedendaagse Turkye. Ek het net vinnig 'n lys gaan maak, as ek nou dink Antiochië, is vandag, hulle noem dit Antakya, in Turkye, Antiochië. Iconium, vandag se naam is Konya, ook in Turkye. Neapolis, vandag se daar se naam is Kavala, maar dit is in Griekeland, dit is in Griekeland, en natuurlik nou Filippi is nog steeds Filippi, ook in Griekeland, en Efese is natuurlik terug in Turkye. Maar net dat julle 'n idee kan kry waarvandaan Paulus hulle gekom het, die onder in Jerusalem begin, op kus langs aan die linkerkant lê jou Middellandse See, as julle nou omdraai, saam met my kyk, ek praat nie soos ek sien, ons gaan ek jy mekaar raak. Maar jy sien die Middellandse See hier in die linkerkant in die weste, en dan van Jerusalem af opgereis tot in Antiochië, en hier van Antiochië af, toe wou Paulus Asië toe gaan, en die Heilige Gees sê nee. Julle moet hierdie kant toe, julle moet Griekeland se kant toe gaan. Wat vir my asemrowend is, want dit sê net vir my iets van die Here se werk, en dit wat hy besig is om te doen. Nou in Handelinge 16 vers 1 lees ons die volgende, en hy het in Derbe en Lystra aangekom, en daar was 'n disipel met die naam van Timotheus, 'n seun van 'n gelowige Joodse vrou, maar van 'n Griekse vader. Hy het goeie getuienis gehad van die broeders in Lystra en Iconium. Nou vriende, hierdie is nie sonder rede dat ons hierdie ding lees nie. Mense behoort kennis te dra van jou goeie getuienis. Maak nie saak waar jy is nie. Hier kom Paulus aan, hy ontmoet hierdie jong man, en dadelik is daar getuienis. Hierdie jong man wandel saam met Jesus. En ek wonder as die wêreld na ons kerk kyk, as die wêreld na ABKP kyk, jou as 'n individu, of die wêreld daar buite wat in groter Port Elizabeth bly, ook sou kon sê, weet jy wat, vat hierdie ou saam op jou sendingreis, want hy het 'n goeie getuienis, hy dien die Here. Dis iets waaroor ons 'n bietjie moet dink. Maar interessant genoeg, toe hulle uiteindelik in Filippi aankom, baie duidelik sê dit vir ons, hulle het uitgegaan na die bidplek toe, en
en daar ontmoet hulle vir Lydia, die purpere verkoopster. Net as julle gewonder het, Thyatira, waarvandaan sy gekom het, vandag sit daar ook Turkye, Akisa is die plekkie se naam waar sy gebly het. Maar op hierdie stadium daar by die rivier is sy by die bidplek. Dit sê vir ons, soos die gebruik was in daardie tyd, is sy en elke gelowige in haar huis tot bekering gekom, nadat hulle die evangelie geglo het en is gedoop. Dit is 'n baie belangrike oorgang hierdie, wat ek graag net wil uitlig. Ons is 'n begrip wat ons gereeld optel, wanneer jy Handelinge lees waar dit sê, hy en sy huis, of sy en haar huis, is in daardie nag of in daardie dag gedoop. Nou in hoofstuk 16 vers 15, as ons net vinnig kan lees, en toe sy en haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en bly daar, en sy het ons gedoop. Ek net nog gesê, baie interessant, dat sy hulle gedwing het om by haar oor te bly. Maar vriende, is net iets wat ek wil uitklaar voor ons verder gaan. Hierdie hele gedagte van, julle sal sien die tronkbewaarder ook, is in daai nag, nadat die evangelie aan hom verkondig is, dat die Here Jesus toegelaai. Nadat hy geluister het, verstaan het, en geglo het, is hy gedoop. Hy en sy huis. Nou, ons mag dalk nou verkeerdelik aflei dat daar's kindertjies in daai huis. Maar die Bybel neem dit nie in ag. In hierdie geval sal julle elke keer sien, die evangelie is verkondig, die huisgesin van wie gepraat word, het geluister. Die huisgesin wat daar geluister het na die evangelie kon die informasie assesseer. Hulle kon daaroor dink en hulle kon reageer op hierdie verkondiging. En daarom lees ons elke keer dat hy en sy huis gedoop is. En ek kan vandag vir julle sê met absolute oortuiging, as daar enige iemand in daardie huis was wat nie hierdie evangelie geglo het nie, en wat nie aanklank gevind het en die informasie kon verwerk, verstaan, ek is verlore, ek is op pad hel toe, ek verdien dit, Here red my, sou daai persoon nie gedoop gewees het. Hier is uit en uit 'n saak van geloof vir elke individu. So vriende, terwyl ons net probeer om al die goedjies so uit die weg geruim te kry, net 'n goeie fondament vir vanoggend se boodskap, moet ek dalk net vir julle probeer verduidelik wat ek probeer regkry vanoggend. Luister na die volgende. Ek wil graag met u gesels oor die praktiese uitwerking van 'n lewe in die krag van die Heilige Gees. 'n praktiese uitwerking, of die praktiese uitwerking van 'n lewe in die krag van die Heilige Gees. So, ek begin by 'n voorveronderstel. As die apostels, oor wie die Heilige Gees gekom het, met krag vervul is, Handelinge 1 vers 8, en getuies geword het, in Jerusalem, Judea, Samaria, en tot in die uiterstes van die aarde, waar Paulus nou is, Griekeland. Waar is die krag in die hedendaagse kerk? Nou vraag gou vir jou vraag, wie van julle het 'n bestuurslisensie? Okay, wie het nie 'n bestuurslisensie nie, laat ek sien. Hulle is die minderheid. Goed, ek praat nie nou met julle nie. Okay, maar julle sal verstaan wat ek sê. Nou, wie van julle het al met jou bestuurslisensie in 'n kar geklim en baie ver gery? Baie ver. En julle, okay, meeste van julle. Nou, wie van julle, hier is my laaste vraag, dan gaan ek aangaan. Wie van julle het al ooit in jou kar geklim, die kar aangesit, jy is op pad op 'n ver reis, miskien Appington toe, miskien die noordelike provinsie, miskien gaan jy net Brakpan toe, daar waar ons familie is. En toe jy in die kar klim en jy sit die sleutel aan, toe kom hy geel liggie aan. Die geel liggie wat sê, daar is nie genoeg petrol in jou kar nie. Okay. Jy klim en jy sien, daar is nie genoeg petrol nie. En jy besluit, weet jy wat, ek gaan 'n kans vat vandag. Ek gaan 'n kans vat. Ek gaan kyk hoe ver kom. Wie van julle het dit al gedoen? Dis twee mense. Ek is jammer vir julle, hoor. Baie jammer. Die brandstof in jou voertuig is die versekering wat jy het dat jy ver kan ry. En die verwagting en die geloof dat daar 'n volgende vulstasie is by die volgende dorp, waar jou petroltank so klein bietjie leeg gaan raak, gee vir jou daai gemoedsrus om te sê,
Ek kan omtrent 700 km ry en daar sal genoeg brandstof wees. Ek kan weer volmaak en dan kan ek verder ry en ek sal by my bestemming uitkom. Niemand van ons nie, met die uitsluiting van 2, klim in die kar en jy maak jou tank vol. Nou wonder ek, ons as kinders van die Here, hoekom is dit dat wanneer ons in die oggend opstaan en die kar aansit en ons sien die geel liggie en die geel liggie sê daar is nie genoeg brandstof, dan ry ons in elk geval. Sien julle die prentjie, die simbool? Ek dink meeste van julle is slim genoeg om te verstaan. Die praktiese uitwerking van 'n lewe in die krag van die Heilige Gees. En tog dink baie Christene vandag se dag, ek kan oor die weg kom sonder die Here. Hoekom sê ek dit? Want baie Christene vandag se dae is onder die oortuiging dat ek het nie nodig om Bybelstudie te doen nie. Baie Christene vandag se dae glo dit is fyn om nie daaglikse altare van gebed en gesprek met God te hê. Baie Christene vandag se dae dink dit is doenbaar om die Here te dien en saam met hom te wandel sonder om na 'n plaaslike erediens toe te gaan waar God se kinders saam die Here gaan loof en gaan luister na die prediking. Baie Christene vandag se dae dink hulle kan op empty ry. Ons brandstof, die krag van ons wandel saam met Christus, is gesetel in die krag en die leiding van God se Heilige Gees. Nou sy Gees nie in ons woon en kragtig bestuur oorneem van jou lewe nie, my liewe vriend, gaan jy dit nie maak tot by die buitewyke van Port Elizabeth. Jy gaan nie. Dit gaan nie werk nie. Nou, 'n interessante ding wat ek opmerk in hierdie verhaal, en dis eintlik waar ek wil uitkom, is hierdie tronkbewaarder in Filippi. En ek gaan net vir u probeer illustreer hoe dat die apostels deur die krag van die Heilige Gees en gehoorsaamheid aan sy stem uiteindelik in 'n dorpie beland waar daar 'n tronkbewaarder is met wie die Heilige Gees afspraak het. En as Paulus en sy sendinggeselskap nie vol was van die Gees nie, as hulle nie die brandstof gehad het wat hulle nodig het nie, sou hulle nie by die afspraak uitgekom het. Dis eintlik die eenvoudige punt wat ek probeer illustreer. Nou goed, net so terug na Filippi toe. Nou Filippi was 'n Romeinse kolonie, basies 'n home away from home vir Romeinse burgers. Net vir ietsie lees wat ek gevind het in my navorsing oor hierdie gedeelte. The emperor, die keizer, organized colonies by ordering Roman citizens, especially retired military people, to live in selected places so there would be strong pro-Roman cities in these strategic areas. Though living on foreign soil, the citizens were expected to be loyal to Rome, to obey the laws of Rome, and to give honor to the Roman emperor. In return, dit is altyd 'n kickback, met enige politieke geding. In return, dat ek nou gesien, waar staan dit, they were given certain political privileges, not the least of which was exemption from taxes. This was their reward for leaving their homes in Italy and relocating elsewhere. Nou vind ons 'n Romeinse soldaat, hy's 'n tronkbewaarder, en in Handelinge 16 vers 23 en 24 lees ons, en toe hulle baie slae gegee het, dis nou Paulus en sy reisgeselskap, het hulle hul in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Kyk wat doen hierdie Romeinse soldaat. Hy het toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in 'n blok vasgemaak. Nou nie net dit, hierdie is nou een ding, hierdie ou is ernstig oor sy Romeinse burgerskap in daai ver dorpie, wat eintlik nie sy geboortedorp is nie. Maar hy is lojaal aan Rome en die keiser. Maar kyk na vers 26. En skielik kom daar 'n groot aardbewing. Kan julle onthou hoekom daar 'n aardbewing gekom het? Wat het gebeur in daai tyd en wat was die tyd gewees? Was middernag. En wat het gebeur in middernag? Ja, Paulus en die apostels het gesing. Of Paulus en Timoteus en Silas.
Hulle waarskynlik het Lukas ook. En hulle sing, en hulle loof die Here, en hulle prys sy naam, en dan kom 'n aardbewing, en die deure van die tronk gaan oop, en die blok waarin hulle voete is, breek los. Nou kyk wat gebeur hierso. En die tronkbewaarder het wakker geword, vers 27, en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek, en wou homself om die lewe bring, in die mening dat die gevangenis ontvlug het. Vriende, hierdie tipe van toewyding tot 'n saak het ek beswaarlik in my lewe al gesien. Dat iemand so toegewyd is aan 'n saak dat hulle bereid is om hulle lewe te neem, net omdat hulle nie die doel bereik het. En nou daar is 'n agtergrond met betrekking tot hierdie hele storie. En natuurlik wat gebeur met 'n tronkbewaarder wanneer hy nie sy taak gedoen het nie. Om die waarheid te sê, ek sê gou vir julle, wanneer 'n tronkbewaarder 'n gevangene verloor het, volgens Romeinse wet, moes daai tronkbewaarder die straf uitdien van die persoon wat hy verloor het. So as 'n persoon tot die dood veroordeel was, en jy laat daai ou ontslap, of dit was deur jou lamsakkigheid dat dit gebeur het, dan dra jy daai skuld. En jy word doodgemaak. Ek wonder of julle ietsie raak sien hier van hierdie tronkbewaarder se toewyding tot die Romeinse owerheid. Hy is bang sy gevangenes het almal ontsnap. Wat is beter om te doen? Sterwe. Ek maak eerder myself dood. In Johannes 5 vers 17 lees ek iets, en ek dink dis wat besig was om te gebeur hierso. Jesus het hulle geantwoord, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Hoekom het die Here deur sy Gees Paulus verhinder om Asië toe te gaan? Ek dink julle kan somme doen. Met wie die Here 'n afspraak? Tronkbewaarder. Ja, maar voor die tronkbewaarder. Lydia. Eerste Lydia. En daarna die tronkbewaarder. Paulus wil Asië toe gaan. Ek sê vir nou in die week, ek wonder wat sou gebeur het as Paulus wel eens op sy tweede sendingreis Asië toe gegaan het. Dink aan die Indiërs, die Chinese, die Japaneese, Filippynse eilande, almal daai kant toe, ooswaarts van die wêreld, waar hy was. Kan julle dink wat sou gebeur? Ek weet dit is mind-boggling om te dink. Die effek wat dit kon gehad het, maar met wie het God 'n afspraak? Lydia en die tronkbewaarder van Filippi. En ek dink daarom is hierdie vir my geweldig belangrik vanoggend, vriende, net om daai laaste pylvak in te gaan voor ons by die toepassing kom. Dat ons wil praat oor 'n praktiese uitwerking van die lewe onder leiding van die Heilige Gees. En net omdat Paulus en Silas en Timoteus gehoorsaam was en later vir Lukas ontmoet het op hierdie reis uiteindelik tot in Griekeland, net omdat hulle geluister het hierdie tronkbewaarder by die Here Jesus uitgekom en die evangelie, die goeie nuus gehoor. So ek wonder, wat is dit wat ons verhinder om in die krag van die Heilige Gees te leef? Daar's baie boeke geskryf oor die Heilige Gees. Daar's baie Bybelstudies aangebied oor die krag van die Heilige Gees en waartoe die Heilige Gees in staat is. Om die waarheid te sê, vriende, ons gebruik die naam Heilige Gees baie maklik. En tog sê Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. So waar is die krag in God se kerk? Waar is die krag in jou lewe? En ek sê nie julle is kragteloos nie. Ek vra 'n algemene oorkoepelende antwoord. Hoekom is ons anders as die apostels? Paulus het ook 'n normale werk gehad. Hy het tente gemaak. En so ook baie van die ander kinders van die Here. Hulle was nie almal apostels wat gereis het nie. Hulle was nie almal disippels en evangeliste wat uitgegaan het net met hierdie een roeping nie. So waar is die krag? En ek dink die antwoord lê vir ons in hoofstuk 16 opgesluit. Maar ek gaan julle een terugvat. En ons is in die pylvak. In 1 Samuel, hoofstuk 15, vers 22, lees ons die volgende. Daarop sê Samuel, ek wonder of julle kan onthou met wie hy praat. Wanneer is Saul, eerste koning van Israel?
Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? En dan voeg Samuel by, hy sê, kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister beter as die vet van ramme. In Handelinge 5 vers 29 lees ons die volgende teks. Petrus sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. So wat behels hierdie gehoorsaamheid wat ek natuurlik oortuig is die krag van die Heilige Gees vir ons bring, of dalk waaraan moet ons gehoorsaam wees? Ons is terug by die tronkbewaarder. In Handelinge 16 vers 29 tot 33 lees ons die volgende. Dis nou nadat die aardbewing gekom het, nadat die deure oopspring, nadat die blok van hulle voete afval, kom die tronkbewaarder en hy het lig gevra, spring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring en gesê, menere, wat moet ek doen om gered te word? En hier kom die opdrag. Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Met ander woorde, wat daar staan, die letterlik, hier is 'n boodskap vir jou, tronkbewaarder. Maar hierdie boodskap is nie vanaand net vir jou nie. Hierdie boodskap is vir jou huisgesin, dis vir die res van die dorp, dis vir hierdie landstreek, dis vir almal. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. En luister wat doen hulle, en hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. So nou sien ek mense wat in kringetjies sit, mense wat luister. En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas. En hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Dit is interessant die impak van die evangelie in die hart van 'n verlore sondaar. Ek lees vers 31 van hierdie verhaal. Handelinge 16 vers 31. Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En ek wonder by myself, of Handelinge 2 vers 38 in die woorde van Petrus nie 'n samevatting is van hierdie versie nie. Handelinge 2:38 sê Petrus, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nou weet ek, is iemand wat dalk slim is en wat baie sterk staan op die doop en sê, maar hoorie, die doop is die ding. Ek wil vandag vir jou sê, die doop is nie die ding. Dis nie die ding. Dis 'n belangrike deel, maar dis nie die ding. Die evangelie van Jesus Christus. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Maar die Bybel sien dit nie apart. Die Bybel sien dit as een proses. Die prediking van die evangelie, die gehoor daaraan, die wedergeboorte wat in die hart plaasvind wat die Heilige Gees alleen kan doen, die bekering wat beteken die wegdraai van die ou mens, en dan daarmee saam die doop deur onderdoppeling waar ons herken, ek het saam met Christus gesterwe, en ek staan saam met hom op in 'n nuwe lewe. Die Bybel ken nie 'n ander verhaal nie. Die Bybel ken nie 'n ander proses. Om die waarheid te sê, ek dink aan die Here Jesus Christus se eie woorde in Matteus 28:19, waar hy sê, gaan dan heen. En wat sê hy vir hulle? Maak disippels van al die nasies. So gaan en gaan preek. Maak die mense my disippels. Wanneer word hulle disippels? Eers wanneer hulle gedoop is. Nee, hulle word eers disippels. Hulle word eers wedergebore. En dan sê hy, doop hulle. Dit is Jesus se woorde in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En wat gebeur na dit? Teaching. Teaching, teaching, teaching. Ek weet baie kerke hou doopklasse, ek hou nie daarvan nie. Want ek voel ek het nie nodig om iemand te oortuig daarvan nie. Maar dit is vir my duidelik, maak disippels, doop hulle en leer hulle, kom laaste. Maar kan ek vinnig, vriende, vir u net 'n afleiding maak vanuit die lewe van die tronkbewaarder?
daardie nag en sy geweldige toewyding aan die keiser. En sy geweldige toewyding aan sy saak, hierdie politiese saak, en Rome. En toe dit gebeur waarvoor hy vrees, is die tronkbewaarder bereid om te sterf. Want hy was nie gehoorsaam. Hy het nie sy werk gedoen. En in daai oomblik gryp hy 'n swaard en hy wil homself om die lewe bring. Hy is bereid om te sterf vir die saak. En wat vir my interessant is, as ons nou terugtreë na ons as kinders van die Here. Hoeveel mense hoor die evangelie van Jesus? Hoeveel mense verstaan die evangelie van Jesus? En onthou, ons kom 'n ver pad van Handelinge 1 af. Die sleutelwoorde, kruisig, bloed, opstanding, al daai dinge. Dis die evangelie, dis die goeie nuus. Dis God in wese wat mens geword het, wat die las van sonde op hom kom dra in ons plek. En in vandag se dae wil mense in die hemel inglip. 'n Slippery slide met 'n klomp sunlight seep op. Maar moet net nie van my iets verwag nie. Moet net nie van my verwag om te verander nie. Moet net nie van my verwag om hierdie of daardie ding te doen nie. Net slippery slide in die hemel in. En dis nie die boodskap van die Bybel. Dis hoekom ek net nou gesê het, ek vind dit geweldig moeilik, want ek sien nie hierdie tipe van toewyding nie, wat die tronkbewaarder gehad het teenoor Rome. En in 'n sekere sin, vriende, glo ek, dit is die tipe van toewyding wat die kind van die Here moet hê tot God se saak. Dat ons bereid is, Here, om my verstaan, my gedagtes, my tradisies, my gewoontes, ek is bereid om te sterf, Here, terwille van gehoorsaamheid. Ek het nie vra nie, Here, ek wil net gehoorsaam wees. Verduidelik dit vir my. Ek wil net gehoorsaam wees. Ek dink as ons hierdie brug kan bou, vriende, dan gaan die krag van die Heilige Gees oor God se gemeente kom en gaan ons getuies wees. Daar waar jy werk, daar waar jy bly, daar waar jy sport beoefen, daar waar jy op vakansie gaan, op elke liewe plek. Ek lees gou vir julle ietsie wat Warren Wiersbe gesê het. Julle weet, ek hou van sy kommentare. En dan gaan ons afsluit. Nog nie skarrel nie, né? Ek moes daai dag gesê. Ek sê ek gaan afsluit, moenie skarrel. Luister wat sê Warren Wiersbe. Die was vir my dit so mooi vasgevang. Paul's attention was fixed on the jailer. The man he really wanted to win to Christ. It was Roman law that if a guard lost a prisoner, ek het net of julle vertel, he was given the same punishment the prisoner would have received. The jailer would rather commit suicide than face shame and execution. A hard-hearted person seeking vengeance would have let the jailer kill himself. But Paul was not that kind of man. It was the jailer who was the prisoner, not Paul. And Paul not only saved the man's life, but he pointed him to eternal life in Christ. En in daardie selfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Vriende, die voorbeelde is legio. Handelinge 8, 12 en 13, maar toe hulle Filippus geglo het, wat het Filippus gepreek? Die evangelie. Wat die evangelie aangaan in die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop. Manne sowel as vroue. En Simon het ook gelowig geword en nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus gebly. Vriende, hierdie is my laaste paar sinne. As ek amen sê, is ek klaar. Maar ek moet lees wat ek in my notas geskryf het en ek gaan nie meer as dit sê. Vriende, as jy vandag die kapasiteit het om hierdie informasie
te oordink, om dit te oorweeg en in staat is om 'n besluit te maak daaroor, dan is jy ingesluit by die begrip wat soveel keer in Handelinge gebruik word. Hy en sy hele huis, sy en haar hele huis. Met ander woorde, elkeen wat kon luister, elkeen wat kon verstaan en elkeen wat kon glo. En as die Here Jesus vandag hierdie waarheid in jou hart oopgebreek het, jy besef hy verwag van jou om gehoorsaam te wees, dan moet jy nie huiwer of uitstel nie. Ek skryf in my notas ook hier, en ek dink dit is belangrik om dit te sê, moenie bang wees vir wat die mense rondom jou gaan sê nie. Moenie bang wees dat iemand miskien in jou teleurgesteld gaan wees nie. Moenie bang wees dat iemand al kwaad gaan wees vir jou, of wat ook al die prys is wat jy gaan moet betaal, omdat jy vandag gehoorsaam is aan die woord van die Here nie. Ek wil vir jou sê, wees net gehoorsaam vandag. Wees net gehoorsaam en word bevry soos hierdie tronkbewaarder van Filippi. Later is dalk te laat. Ons weet nie. En dan een baie sterk opmerking, en ek wil dit lees. Ek dink hierdie is 'n groot ding. Hoe sal die wêreld daar buite kan luister na ons prediking van Christus, as ons nie eers gehoorsaam is aan sy opdragte? Dit daar. Dis geen wonder die wêreld lag vir die kerk. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u kragtige hand. Dankie dat u werk deur die Heilige Gees. Ek dink Here, ons sal baie keer vir u sê wat ons dink die regte ding is om te doen. Ek dink maar aan Paulus en hoe dat hy in die rigting van Asië wou uitgaan om die evangelie te verkondig, goeie nuus vir 'n verlore mensdom te bring, en die Gees het hom verhinder. Die Gees het hom verhinder, Here, want hy het 'n afspraak gehad met Lydia. Hy het die weg oopgemaak vir die verkondiging in Turkye. Hy het Lydia se hart oopgemaak vir die goeie nuus. Hy het die tronkbewaarder se hart oopgemaak vir Jesus Christus. Hy het die wêreld se deur oopgemaak, dat almal hierdie goeie nuus kan hoor. En Here, daardie nuus het so wyd versprei, dat selfs ons hier in Port Elizabeth het al gehoor het, dat dit gereeld verkondig word, en wêreldwyd is daar plekke waar mense van Jesus preek. Jesus, die Seun van God, die saligmaker van die wêreld, wat deur sy bloed aan die kruis ons sondes gedra het. Here, ek wil vra dat al is ons swak, en al het ons nie krag nie, en al stryk ons baie keer oor ons woorde, dat u nog steeds deur die Gees die doelwitte sal bereik wat u wil bereik, so ook in hierdie oggend. Here, help ons om ten volle gehoorsaam te wees as ons hierdie goeie nuus gehoor het, dit verstaan en weet wat die uiteinde is, weet om te reageer. Here, dat u die sulkes hier in hierdie diens vanoggend sal beweeg, en dat ons almal kan uitstap ten volle gehoorsaam in die opdrag van Jesus. Vader, ek vra dit met 'n baie nederige hart, vol van liefde, vir elkeen van u kinders, sodat ons kan begin leef in die krag van u Heilige Gees. Amen.